Dis die 5de Januarie, ek dink jy het al honderde en honderde nuwejaars boodskappe gehoor. Jy het YouTube al gekyk van 12 uur die aand af, jy het woord gesoek, inspirasie gesoek, gekyk wat kan gebeur. So vanmôre wil ek so met ons praat, en dit is kry jy fondasie reg vir 2025. Nou, 'n fondasie is vir my een van daai dinge wanneer hulle besig is om te bou en ek gaan kyk na die fondasie, dan is dit vir my regtig een van die mees oninteressantste gebeurtenisse vir my. Die ou wat dalk weet wat daar aangaan en wat dit verstaan van baie opgewonde wees. 'n Fondasie maak my nie so opgewonde nie. Dit is gewoonlik maar sement, 'n paar ysterstukke wat uitsteek. Die ou sê vir jou, hey, jy sal in die sitkamer kom en dit is nou waar die kombuis gaan wees. Ag, jy probeer die prentjie sien en dit lyk ontsettend klein. Dit lyk asof dit nie interessant is. Dis nie lekker om na 'n fondasie te kyk. Selfs as jy gaan waar hulle geboue bou en ons weet dit al dat hulle sê dieper die fondasie en hoër is die gebou, dan sit hierdie groot gat wat hulle grou. Al wat mooi is daar is om te sê hoe die masjinerie besig is om te werk. Wanneer jy 'n gat te sien en jy weet dit gaan die fondasie wees, dit is nie so interessant nie. Maar ons almal weet dat 'n fondasie is baie belangrik. Want dit is die gebou se fundament. Dit ondersteun die gebou se gewig. Dit is wat 'n fondasie doen. En 'n fondasie verhoed dat die gebou sink of dat hy skuif. Nou sê hulle vir my, jy kry partykeer beweegbare fondasies. Dan kan die gebou kan so bietjie vrees en ja, fondasie is belangrik. 'n Fondasie wat nie behoorlik gebou is nie. Hoor mooi, dis nie wat ek sê, dis wat slim mense sê. Dit kan lei tot dierherstelde, strukturele skade of selfs ineenstorting. Ons almal is nog besig om te bou en ek dink ons het laas jaar gebou. En ek hoop jou fondasie is reg. Maar kom ek sê weer wat gebeur as die fondasie nie reg is nie. 'n Fondasie wat nie behoorlik gebou is nie, kan lei tot dierherstelwerk. So fondasie nie reg is in jou lewe nie. En ek dink hier's 'n paar van ons wat verwonder ons hande kan opsteek en sê, dit het my al dierherstelwerk gekos in my lewe. Dalk nie rand en sent nie. Ander dierherstelwerk omrede my fondasie nie reg is. Dit het strukturele skade gebring in my lewe. Ons geval nie strukturele skade nie. Ek het al skade gely as gevolg van die fondasie wat nie reg gebou was nie. Of selfs ineenstorting. Hoeveel mense weet ons het dat laas jaar regtig ineengestort? Hoeveel van ons het al vir mekaar gesê, ek is nou net 'n bietjie moeg. Ek het hier van November af al vir die spanne hier begin sê, julle, ons is nou in die verkeerste tyd. Ons moet nie nou skeef kyk vir iemand nie. Moet ook nie nou vir iemand sê, jy speel te hard drum of die gitaar is te sag. Moenie vir Thean sê die klank klink nie reg November nie. Jy kan dit nou vir hom sê, moenie November maak, ek maak net 'n grap met hom, ons ken mekaar dan so. Maar moenie van November maand af, ek en my vrou, moenie skeef kyk vir my nie. Los my. Want ons is almal ons hier op die X, en dit veel of jou lewe net in een wil stop. En dit is as gevolg van 'n fondasie. So dit is die belangrikheid van 'n fondasie. Nou, julle is welkom om saam met my te lees, anders te volg dit op die bord. So kom ons gaan kyk wat gebeur hier so in Josua 9 vers. Ek gaan eers lees van 9, Apostel 9 vers 1 tot 14 en dan gaan ek so hier en daar 'n paar stukkies uithaal. So wat sê die woord van die Here? Josua 9 vers 1 tot 14. Al die konings wes van die Jordaan, die in die bergland, in die laafveld, aan die hele kus van die Groot See en tot reg oor die Libanon, die Hetiete, die Amoriete, die Kanaaniete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete het van Josua gehoor en hulle het eendragtig saamgestaan om teen hom in Israel te veg. Maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Josua met Jerigo en Ai gedoen het hulle 'n slim plan gemaak.
Hulle het padkos ingepak, hulle het verslete saalsakke op hulle donkie saamgeneem en verslete wynsakke wat geskeur en weer toegewerk was. Aan hulle voete vas verslete, gelapte skoene en hulle het verslete klere aangehad. Al hulle padkos was droog en verkrummel. Hulle het na Josua toe in die kamp van Gilgal gegaan en vir hom en die Israeliete gesê, ons kom uit 'n ver land en ons kom vra dat u met ons 'n verdrag sluit. Hulle is besig om te lieg. Hulle lieg vir Josua. Hulle is bedrieërs. Die Israeliete het vir die Gideoniete, wat Jewiete was, gesê, dalk woon julle hier tussen ons, hoe kan ons dan met julle 'n verdrag sluit? Hulle het vir Josua gesê, ons wil u onderdane wees. Maar wie is julle en waar kom julle vandaan, vra Josua? En hulle antwoord, ons kom uit 'n baie ver land, ons kom op grond van die roem van die Here u God. Ons het van hom gehoor en van alles wat hy met Egipte gedoen het, en ook van alles wat hy met die 2 Amoritiese konings oor kan die Jordaan gedoen het, met koning Sihon van Hesbon en met koning Og van Basan, wat in Astarot gewoon het. Ons leiers en al die inwoners van ons land het vir ons gesê, vat padkos saam en gaan die Israeliete tegemoet en sê vir hulle, ons wil onderdane wees. Wil u nie met ons 'n verdrag sluit nie? Kyk, ons brood, dit was nog warm toe ons dit uit die huise gebring het, om vir padkos saam te vat, die dag toe ons daar nie te vertrek het, en nou is dit droog en verkrummel. En kyk ons wynsakke, wat niet was, toe ons hulle vol gemaak het, nou is hulle vol barsting. Kyk hoe verslete is ons klere en ons skoene van die lang pad. Die Israeliete het in die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie. So ons vinnig hierso sien, dan sien ons die Gibeoniete was 'n groep mense wat van die Amorite afstam. Dit kan jy gaan lees in 2 Samuel 21 vers 2. En hulle word in Josua 9 beskryf as mense wat die Israeliete mislei het om hulle self te beskerm. Hulle het 'n liefstorie vir Josua kom vertel. So lyk vir my dit is half in hulle bloed om mense te mislei. So nadat die Israeliete hierdie stede Jerigo en Ai oorwin het, nadat hulle hierdie stede verslaan het, het baie van hierdie nagebye leer Kanaaniete bymekaar gekom. Dit het ons gesien daar in die begin, hulle het verenig om 'n groot leer te vorm om dan nou teen Israel te veg. Want hulle was bang geweest vir Josua en vir die Israeliete. Hulle was goeie soldate geweest. En die Gibeoniete het egter 'n ander benadering gevolg. Hulle het besluit ons gaan 'n plan moet maak. En hulle het gegaan as 'n afvaardiging, wie se donkies daar gelaai was met verslete sakke, ou wynsakke, so het gelees dit wat hulle aan hulle voete gesit het en hulle het net absoluut het hulle 'n liefstorie in hulle koppe gehad. Verslete gelapte sandale aangetrek en al die brood van hulle voedselvoorraad was droog en dit was, kom ons sê dit was bibberig geweest. En toe gaan hulle na Josua toe, by die Laar by Gilgal, en hulle sê vir hom, ons kom uit 'n ver land, en ons wil 'n verdrag met julle sluit. Wat ons nou nie so is nie. Besig om hulle te bedrieg, en die Israeliete het nie met God gekonsulteer, voordat hulle tot hierdie verdrag gesluit het nie, en het vir die Gibeoniete se plan geval. En die Israeliete het baie gou uitgevind, dat hulle mislei is. Nou in die boodskap staan daar in vers 14 die volgende, wat baie mooi is en waarmee ons miskien onsself kan vereenselwig. Hulle sê, as 'n teken van vriendskap, het die Israeliete toe saam met die Gibeoniete van hulle padkos geëet. So al hierdie droë padkos, die hele storie wat hulle vertel het, hulle hartseer storie, kan julle dink hoe hartseer en versleet het hierdie Gibeoniete gelyk. Ek bedoel, hulle het vir Josua kom wins, en vir die hele span, al sy raadgewers, almal wat saam met hom was, het hulle oorweeg om te sê, kyk hoe lyk ons.
arme ons, gelyk my klere, gelyk my skoene, kyk hoe lyk die wynsak, kyk hoe lyk ons kos, arme ons. En dan staan daar ongelukkig, het hulle nie die Here daaroor geraadpleeg. En ek dink hierdie teks is baie belangrik vir ons, vir vandag, om jou fondasie vir 2025 reg te kry. Want ek wil hê aan die einde van die jaar moet ons op 'n beter plek wees as wat ons nou is. Ek wil hê jy moet aan die einde van hierdie jaar en dan aan die einde van hierdie dag moet jy op 'n beter plek wees as wat jy nou is. Sorg dat jou fondasie reg is. Ons het gesien hoe belangrik dit is. Ongelukkig het hulle nie die Here daaroor geraadpleeg nie. Hierso kom die Gibeoniete, hulle gee voor, hulle het hierdie arme erhouding, en al wat hulle vir Josua vra is, ons wil hê jy moet 'n verdrag met ons sluit. Want sien, ons wil julle onderdane wees. Dit is wat ons wil doen. So die heel eerste ding wat ons moet raak sien hierso is dat 'n intellektuele, logiese besluit onder druk is nie altyd die regte besluit nie. Vir hulle het seker logies gelyk, dit het vir hulle seker sin gemaak. Ja, Shane, kyk hoe lyk julle. Ek hoor julle storie, ek hoor tot in julle stemtoon, want ek kan dink hoe hulle tot hulle stemtoon verander, om die storie oor te dra, om vir Josua dit te kan oorreed, om te sê, ek wil hê dat julle met 'n verdrag met ons sluit, en ag, weet jy wat, want ek is tot bereid, ons is hier, ons wil julle onderdane wees, ons wil onder julle wees. Wie wil dit eintlik doen? Wie wil dit wees? Ons almal wil tog bo wees, ons almal wil tog in beheer wees. En hier kom hulle met hierdie ou hartseer storie. En ek gaan dit 'n paar keer sê, en ek weet ek herhaal dit baie, ek weet as na die tyd vir jy sê ek het dit baie herhaal nie, want ek moet hier uitgaan, en dit moet die hele dag in jou gedagtes wees, ongelukkig het hulle nie die Here daaroor geraadpleeg nie. Kyk wat staan in vers 16, 3 dae, nadat die verdrag gesluit is, het die Israeliete gehoor dat die Gibeoniete hulle bure is en tussen hulle woon. En toe het hulle alreeds die verdrag gesluit. 'n Groot probleem, want omrede hulle nou 'n verdrag gesluit het met die Gibeoniete, beteken dit dat die Gibeoniete se vyande is nou Israel se vyande ook. Dit teen wie die Gibeoniete moet nou beklei, Israel moet nou ook saam met hulle daarin beklei, want hulle het 'n verdrag. Dis nie hulle vrouens nie, dis nie hulle kinders nie, dis geensins eers naby hulle related nie. Maar hulle het 'n verdrag gesluit. Hoekom? Mooi gaan antwoord. Want hulle het die Here geraadpleeg. En nou sit hulle met dit. Nou moet hulle beklei teen ander vyande wat nie as hulle vyande is nie. So liewe vriende, wanneer jy op 'n plek is in jou lewe dat jy baie belangrike besluite moet neem, dan kan jy nie net op jou intellek en op jou intuïsie staat maak nie. Dit is nie genoeg nie. Jy kan nie net sê maar dit klink mooi en dit lyk reg want dit maak ons net absoluut sin nie. En daarom gaan ek dit doen nie. Jy het die Here nodig. En daarom sê ek weer wat ek laas jaar gesê het in Spreuke 3 vers 5 en 6 wat hy sê, vertrou volkome op die Here, moenie op jou eie insig gestaat maak nie. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Josua het dit nie gedoen nie. Josua het gegaan op dit wat logies lyk. Dit lyk net absoluut logies, dit maak vir my sin. Dit wat ek hoor en dit wat ek sien, die prentjie kom vir my net absoluut byeen. Dit maak vir my sin. Kom ons eet saam met hulle, kom ons sluit 'n verdrag met hulle. Hoekom dan nou nie? En daar sit hulle met groot probleme. Jy het die Here nodig. Raadpleeg die Here.
Maak dit 'n gewoonte in jou lewe. Voor jy enige besluit moet maak, gaan raadpleeg die Here. Kry vir jou 'n plek. Ergens, of dit in jou kar is, of dit ergens by jou huis is, of dit by die see is, waar dit ook al mag wees, kry vir jou 'n plek wat sê, hierdie is die plek waar ek die Here gaan raadpleeg. Hierdie is die plek waar ek na die Here toe gaan. Sodat daar nie vir my sal gesê, ongelukkig het Walters nie die Here daaroor geraadpleeg nie. Ongelukkig het Lennard nie die Here daaroor geraadpleeg nie. Ongelukkig het Dani nie die Here daaroor geraadpleeg nie. Hoe klink dit? Klink dit mooi? Ons sal ek die Here daaroor geraadpleeg. Jy het God nodig. En mag jy hierdie jaar dit in jou fondasie inbou om 'n gewoonte te maak om te sê, wow, voordat ek enige besluit maak, ek gaan eers die Here raadpleeg. Ek gaan eers hoor wat sê hy, en dan gaan ek 'n besluit maak. Ek hoor jou hartseer storie, of ek sien hierdie mooi prentjie, en ek hoor al die mooi dinge van dit, maar wag maar net eers 'n bietjie. Ek het nog nie die Here geraadpleeg nie. Ek soek nie net nog dinge en in my geval nog 'n groter kerk, nog meer groepe, nog meer dit, nog meer waas, as ek nie die Here geraadpleeg nie. Ek wil die Here raadpleeg. En ek wil hê dat julle moet na my kan kyk, soos wat ek vandag na julle kan kyk, dat julle kan sê dat ons geestelike leier raadpleeg die Here voordat hy 'n besluit maak. En ek wil sê, die mense hier in ons gemeente, my vriende, my broers en my susters, wat saam met my loop, raadpleeg die Here voordat hulle besluit maak. As enige iemand kom en sê, het jy gehoor, ek dink so en so, dan sal ek sê, nee, weet jy wat, ek ken so en so, en so, raadpleeg die Here voordat hy of sy 'n besluit maak. Jy hoef nie te maak. Loof die Here. Ons is veronderstel om mense te wees wat die Here raadpleeg. Ons is veronderstel om mense te wees wat sê, dit is wat ek doen. Dit lyk dalk oulik. Dit lyk na 'n mooi huis. Die prys lyk goed, alles lyk net so reg. Hierdie is die plek. Hierdie kar is net absoluut wat ek moet hê. Die prys, alles lyk reg. Die verkoopman het vir sulke mooi woorde gespreek. Weet, hierdie kar was 'n ou tannie se, en sy het met hom kerk toe gery. Kyk hoe mooi blink hy, kyk hoe mooi lyk hy. Hierdie is wat ek moet hê. En so kan ons aangaan. Hierdie is die werk. Ek gaan hierdie werk los vir daai werk. Want ek het gehoor wat sê hulle van daai plek. En dit het so mooi geklink en dit het so reg geklink. Het jy die Here geraadpleeg daaroor? Nie ek het hierdie een gaan sien en ek het die bankbestuurder gaan sien en die sielkundige en die psigiater en wie ook al almal in jou radius mag wees nie. Ek sê nie hulle moet nie daar wees nie, hulle doen hulle werk. Ek wil weet, het jy die Here geraadpleeg? Wil jy nie die besluit maak hierdie jaar om te sê dit is wat ek gaan doen? Ek gaan nie die Here raadpleeg voordat ek enigiets verder doen. Hoeveel besluite het jy al gemaak sonder om die Here te raadpleeg? Hoeveel besluite het jy laas jaar gemaak sonder om die Here daaroor te raadpleeg? Dink 'n bietjie. Dink 'n bietjie waarmee het jy gesit na die tyd? Dalk met iets wat jy nie kon betaal nie. Jy het 'n finansiële druk op jouself gelaat. Jy het dalk vriende verloor of jy het vriende gemaak en jy wens ek het nooit met hulle vriende gemaak. Want nou hap ek my aan my rug. Wat so besluit jy alles gemaak? Want dan die Here is jou herder. En hy het een begeerte. En dit is om jou te lei. Hy sê my skape, die skape ken die herder se stem, en luister dan.
Dis al wat God wil doen. Is hy wil hê jy moet sy stem hoor. In Jesaja 30 vers 21 staan daar die volgende. Luister na die woord. Hy sê, wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hierom. Your ears will hear a word behind you. This is the way, walk in it. Whenever you turn to the right or to the left. Daar's 'n stem agter jou wat praat. En hy sê, as jy ooit die regte koers verlaat, onthou, daar's 'n stem agter jou. In Jesaja 42 vers 16 hy sê, ek laat die blindes loop op 'n pad wat hulle nie ken. Ek laat hulle op paaie gaan wat vir hulle onbekend is. Ek verander die donker voor hulle in lig en ek maak die ongelyke plekke gelyk. Dit is wat ek gaan doen. Ek gaan daar nie van afsien. Dit is wat God wil doen in jou lewe. Dit is hoe God werk. God wys die plan. God wys die rigting. God gee die lig. Maar hoor wat staan in Jesaja 30 vers 1 en 2. Hy sê, ellende wag vir die rebelse mense, wat planne uitvoer, wat nie van my afkom nie, sê die Here. Hoeveel planne het ons nie al uitgevoer, hoeveel dinge het ons al bedink, wat nie van die Here afkom nie. Want sien, ons het nooit tot God genader nie, ons het hom nooit geraadpleeg nie. Hy sê, die wat verdraas my, wat nie volgens my wil is nie, en so sonde op sonde stapel. Hulle gaan af na Egipte toe, sonder om my te raadpleeg. Hulle gaan soek steun by die mag van die Farao. Hulle wil beskerming by Egipte hê, maar hulle sal teleurgestel staan met die Farao se mag, en al die beskerming deur Egipte sal hulle niks baat nie. Jesaja 42 vers 16. Hy sê, ek het dit gelees. Jesaja 30 vers 15. Hy sê, so die Here my God, die Heilige van Israel gesê, as julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê, maar dit wou julle nie. For the Lord God, the Holy One of Israel, has said this. In returning to me and rest, you shall be safe. In quietness and confident trust is your strength, but you were not willing. Julle wou dit nie hê. Ons soek 'n woord, ek soek 'n woord. Ek soek bevestiging. Ek hoor as 'n profeet, ons dagte ons moet 'n woord kry. Ek moet nog 'n bevestiging, nog YouTube, kom, sit nog, kyk hierdie een, stuur hierdie een, nog 'n prentjie, nog 'n ding. Ek soek nog. Soos 'n Pinksterkerk is, ons soek ons nog meer, ons wil teen 180, 220 km/h, ons moet beweeg, ons moet gaan, ons moet doen. Die woord sê nee, wees stil. Vers 16 sê hy, julle het gesê, nee, ons sal op perde wegjaag, ons sal vinnige perde ry. En dan sal julle vlug, maar julle agtervolgers sal vinniger wees. Moses, and you said, no, we will flee on horses. Therefore you will flee from your enemies. And you said, we will ride on swift horses.
Therefore, those who pursue you shall be swift. Wees stil. Wees stil. Een ding wat ons sê is halleluja. Hier gaan ons. Dit is op ons opberei. Beskyk in die een hand koffie en die ander hand. Halleluja, hier gaan ons. Gaan nou dinge doen. Dinge moet gebeur. Ons moet beweeg. Dag is besig. Son trek water. Was jy al stil gewees? Jy het al gewonder hoe sal 'n stil diens lyk? Stil diens. Ons kom kerk toe, dis so stil. Luister ons wat sê die Here. Wees net stil. Doen wat die Here sê, kom ons wees stil. Maar hier sê boodskap. Maar in vers 18, is nog steeds by Jesaja 30. Hy sê, tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat regraad geskied en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Die 53 vertaling sê dit gaan goed met elkeen wat op hom wag. Dit was die boodskap van Handelinge gewees. Gaan en gaan wag. Gaan en gaan wag. Dan lees Handelinge nie. Waar Jesus sê, gaan en gaan wag. Door die Heilige Gees in julle. Maar was nie 'n worship team gewees nie? Gelukkig gesê kry die beste worship team nou in daai vertrek. Daar was nie 'n worship team gewees nie. Daar was geen prediking gewees nie. Sover ek weet, ek kan my reg help, is daar niks geskrewe literatuur dat daar enigiets gesê is tydens daai wagperiode nie. Nou het seker aangegaan met normale dinge wat moet gebeur. En het gewag. Alles het gegaan oor wag. Daarom staan daar in Jesaja 40 vers 31. En ons ken dit so goed. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. 53 vertaling sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle loop en hulle raak nie afgemat nie. Die woord is wag. Hoe gaan jou lewe lyk? Hoe gaan jou lewe verander as jy dit gaan begin doen? Hoe gaan jou situasie begin verander as jy dit gaan begin doen? Onthou wat het met die Gibeoniete gebeur op die ou einde. Het die leiers gesê, laat hulle maar lewe, maar dan moet hulle houtkappers en waterdraers van die hele volk wees. Hulle wil ons onderdane wees. Hoe gaan jou lewe lyk as jy begin wag op die Here? Hoe gaan jou lewe lyk as jy God gaan begin raadpleeg op elke besluit wat jy maak? Want as jy die Here nie gaan raadpleeg nie, dan gaan jy dalk met waterdraer en houtkapper situasie sit. En dan het iemand getrou? Nee. Raadpleeg die Here voordat jy 'n maatjie soek. Raadpleeg die Here, vra as hy die regte in. Logies lyk dit baie keer reg, dit lyk mooi, alles werk. Raadpleeg die Here. Hoe gaan jou lewe lyk as jy net op die Here gaan begin wag? Net gaan begin stil word. Sit die musiek af, sit alles af. Gaan sit. Wag op die Here. Raak stil. Dink jy dalk die lewe verander? I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now.
Dis wat ek net glo om te doen. Ek gaan vra dat jy staan. Staan asseblief saam. Jy het vandag die woord gehoor, baie maklik. Baie maklik. Raadpleeg die Here. Wat is jou nie gaan raadpleeg? Dan gaan jy vir jou groot moeilikheid. Jy gaan groot moeilikheid kry. As jy die Here nie raadpleeg, God wil hê jy moet hom raadpleeg. Dit is sy begeerte dat jy moet raadpleeg. Hy roep uit dat jy moet sê, raadpleeg my, raadpleeg my, raadpleeg my. Hy wil hê jy moet op jou knieë gaan en sê, Here, moet ek dit doen? Ja of nee? Dis een ding wat God van jou verwag. Dit kan jou fondasie wees hierdie jaar om te sê, ek het iets niets. Ek raadpleeg die Here. Voor enige iets anders te doen. Die eerste ding is ek opstaan in die oggend en ek stap in my kantoor, dan gaan ek die Here raadpleeg. Ek sê, Here, ek raadpleeg nie, ek soek woord. Hier is die situasie. Die tweede ding is leer om te wag op die Here. Kry 'n plek waar jy gaan stil word. Jy hoef nie 180 km/h te ry die hele tyd nie. Daar is plekke waar jy kan doen. So plek vir stil. Sê vanmôre sê ek wil net 'n nuwe kommitment maak in die Here. Dit is wat ek wil inbou in my fondasie. Ek is moeg, my dinge werk nie. Want weet jy wat, my fondasie is nie reg. Ek wil my fondasie reg kry. Ek gaan nie vorentoe nou nie. Ek gaan vir jou een ding vra. Jy hoef dit net te doen. Ek gaan nie bid nie. Ons gaan niks doen. Kom ons raak net vir 'n oomblik stil. En ek wil hê jy moet net jou hande in die lug opsteek. En dis die Here. Hier is dit. Hier is dit. Net vir 'n oomblik. Dis nie gemaklik is. Vader, as die kinders staan ons voor, jy met ons hande omhoog. Het om vanmôre te kom en te sê, Here, vergewe ons, omrede ons nie altyd vir U raadpleeg nie. Vergewe ons, omrede ons nie altyd stil word nie. Ons wil hierdie jaar ingaan, Vader, ons wil ons fondasie bou op twee dinge. Dit is om U te raadpleeg, en alles wat ons moet doen, dat ons nie mislei word deur woorde, dat ons nie ons eie logika sal volg nie, maar dat ons U woord sal volg. Help ons, o Heilige Gees, dat ons sal stil word, want dit is in stil wees waar ons krag is. Ons sal hoor wat U vir ons sê. Amen. Terwyl jy sommer net so bly staan, wil ek net die deel wat Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Maranatha, Jesus Christus gaan weer kom. Maar mag hy ook vandag, terwyl jy hier is, na jou te kom. Mag hy in jou situasie instap, mag hy weer opnuut in jou lewe
instap, mag jy 'n nuwe verhouding met hom hê. Vader, dankie vir die liggaam wat U vir ons gegee het. Dankie vir die prys wat U betaal het. Dankie dat U bereid was, Here, om op daai kruis vasgespijker te word as gevolg van ons sondes. Maar dankie, Here, dat U opgestaan het uit die dood. Dankie dat ons dit kan herdenk vanmôre. Dankie dat ons vanmôre in oorwinning hier kan staan. Dankie dat ons altyd kan regmaak met U. Dankie dat ons nou 'n oomblik kan hê, Here, waar ons tot U kan nader. Dankie vir 'n oomblik dat ons sê, waar ons net nou kan stil word en sê, dankie, Here. Dankie vir dit wat U in my lewe doen. Dankie dat U my sondes vergeet. Mag U naam vanmôre hier geheilig word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.